Prys hom, dankie Jesus, dankie Here, dankie vir die Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat terwyl ons God aanbid in die prys, dan kom werklik sommer in die mense, U woon onder die lofsange van die volk in Jesus naam, ons prys U, loof die koning van die koning. Dankie Jesus, dankie Jesus. Maar jy nie gou jou hand so op iemand laat en jy sommer net sit nie. Sê Here, ek seën hom, ek seën haar in Jesus naam. Ek bid vir hom of haar, ek bring hulle voor die Here en ons seën mekaar in Jesus naam. Die seën van 'n lewende God. Dankie Here dat U mense vashou. Dankie Here dat U hierdie dae sal ons nie los nie. Dis 'n belofte, ons prys U. En dan gaan dit hoe? Ons bly by Jesus Christus. En dankie dat U ons vashou. Dankie Jesus, al die lof en al die ere net aan die koning van die konings. Prys die Here. Dankie dat U verlos en dat U red en dat U skoon was met die bloed van Jesus. Dankie Here dat U sommer al hierdie dinge van die wêreld, al hierdie tydelike goed sommer net kom ligter maak oor die kinders in hierdie tyd. Dankie Jesus dat ons burgerskap is in die hemel, van waar ons die Here Jesus verwag wanneer hy terugkom. Dankie Jesus. Prys die Here, ons loof U, ons eer U. Druk elkeen vas vanmôre met U Gees en met U liefde, Here. Elkeen besonders deur die krag van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Loof die Here. Baie dankie dat jy sit by my. Prys sy naam. Loof die Here. Prys sy naam. Dis goed om die Here te aanbid. Baie dankie vir Christus. Dankie dat ons saam kan lekker sing. Die naam van die Here groot maak, prys hom. Dit is daarom bly besonder om die Here te aanbid saam met medegelowiges. Amen. Dink net hoe gaan dit in die hemel gaan. Prys die Here, die halleluja sê die Bybel klink soos weerligstrale en dag en nag word daar uitgeroep voor die troon van God. Die serafs, heilig, heilig is die Here God. Amen. Loof sy naam. Ag, wat jy sê, prys die Here. Halleluja, ons loof die koning van konings. Prys sy naam. Ag, ek wil weer dankie sê vir elkeen wat so getrou help met die klanke nog steeds in die kerk opslaan elke Sondag en afslaan na die tyd. Ek weet dat daar vir jou besonderse loon in die hemel is. Amen. En hou vas tot die einde toe. Ek wil graag vir jou 2 verse begin lees en dan gaan ek 'n hele paar skrifte aanhaal vanmôre, maar prys die Here God dat die beste lê nog voor vir die kinders van die Here. En ek wil dit duidelik sê dat ek vanmôre regtig en ek glo dat die Gees van die Here met jou net sal praat en jou weer sal opgewonde maak oor wat nog voor lê vir my en jou as sy kinders. En ek praat regtig met gelowiges, en dit beteken iemand wat Jesus Christus aangeneem het, iemand wat met sy hart geglo het en met sy mond bely het en sy sonde is vergewe en jy's 'n kind van God, jou naam staan in die boek van die lewe en jy het die ewige lewe en jy's 'n kind van die koning van die konings. Amen. Prys God dat ons kinders van God genoem kan word. Gaan dit soms so moeilik, of gaan dit soms so? Die Bybel sê, sy woord sê, as jy hom aangeneem het, sal jy 'n kind van God genoem word. Amen. Dis besonders uit die hande van die Here. Kom ons lees gou hierdie vers in 1 Korintiërs 15 vers 10. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Paulus praat oor die opstanding van Jesus Christus, die krag van dit. Hy sê ook dat ek wil hom ken en die krag van sy opstanding.
ek wil hom regtig ken, en dan verdedig hy die opstanding van Christus, deur te sê, maar as die opstanding nie plaasgevind het nie, as die kruisiging, alles rondom dit nie plaasgevind het, en Jesus nie opgestaan nie, dan dien ons hom te vergeefs, dan is daar geen hoop, geen toekoms, geen niks vorentoe, maar prys God, hy het opgestaan. Die getuies rondom dit is oorweldigend, die woord van God rondom dit is oorweldigend, die graf is leeg, Jesus is opgestaan, hy lewe tot in alle ewigheid. En prys God, dat ek en u ook kan lewe tot in alle ewigheid, by hom vir altyd. En ek wil met dit geprys sê, as ons net vir hierdie lewe, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerwaardigste van alle mense. Ek het ook 'n hoop van die ewige lewe. Ek het ook 'n hoop van beter wat voorlê. Hierdie is nie nou my beste lewe nie, vorentoe gaan my beste lewe wees vir ewig saam met Jesus Christus. 1 Korintiërs 2:9, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God voorberei het vir die wat hom lief het. Prys die Here, die beste lê nog voor. As hierdie die beste is, nee, asseblief tog net nie. Nee, daar's 'n plek, Christus in ons is 'n plek. Ons wat saam met Christus in die hemelse plekke sit, ons wat in 'n moeilike geslag, in 'n deur mekaar wêreld vrede van God in ons het, is verseker 'n hemelse plek. Maar prys God, dat daar kom 'n dag wat ons hier uitstap, die liggaam agterlos en vir ewig by Jesus Christus is, tot in alle ewigheid. Amen. Prys God, nou sê Paulus, hy sê, dit wat God vir sy mense voorberei, dit vir die kinders van God, vir die gelowiges, dit wat God voorberei het, daar's nie, dit is nog nie gesien nie, dis nie gehoor nie, dit is nog nie in die hart, en 'n mens kan dit amper nie praat, dit wat God vir die voorberei het, wat hom lief het. Nee, ek wil net iemand laas in jou sê, dien die Here tot die einde toe. Hou vas tot die einde toe. Volg Jesus tot die einde toe. Bly naby Jesus Christus tot die einde toe. Oor wat sê Openbaring 21 is hy dan op die so seker. Ja, kom ons lees dit op wat hy sê. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Ken dit, hè? En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite en moeite en moeite en moeite en moeite. Ja. En dit voel beteken as net ek wat sukkel. Die moeite en die gesukkel sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Wil ek bemoedig, gelowige kind van God, in Christus is daar 'n besonderse lewe in oorvloed, maar in Christus is daar ook 'n besonderse plek eendag vir ewig, sonder trane, sonder moeite, sonder teenkanting, sonder vervolging. Luister in die week getuienis van Jonkie Chow, hy het die grootste kerk gehad, hy is so 'n paar jaar terug gelede, hy het die grootste gemeente gehad in Suid-Korea, stref in Noord-Korea, die grootste vervolgde kerk, maar die grootste vervolgde Christene in Noord-Korea en in Suid-Korea die grootste kerk, iets soos 800,000 plus, ek dink is al oor 1 miljoen lidmate. Maar weet hy vertel hier oor 'n vriend van hom, wat sterf, maar so 'n lang storie, maar weet jy, ek wil net die een stukkie vir u vertel. Hy vertel hoe sy vriend, sy vrou het gesterf, en hy was eintlik in smart oor haar, en net 'n week nadat hy sterf, toe sterf hy ook. En hy is in die hemel,
die Here het hom teruggestuur, maar hy vertel net hierdie, hy sê net, hy's in die hemel, en op 'n stadium toe sê hy vir hom, kan hy net sy vrou sien. Hy sê, en volgende toe sy vrou daar, en hy wil daar toe gaan na die vat, en sy sê vir hom, nee, moenie, jy's nog aards, jy's nog nie finaal nie, jy's nog aards. En die engel sê vir hom, die engel sê vir die man, hy sê, dis omdat sy gevra het, jy moet nie dit toe kom, dat jy nou hier is. Sy het daar in die hemel gevra, en daar is gesterf, dat jy moet gou hiernatoe kom. En toe gee die Here haar die toestemming, en nou sê hier uit 'n hartaanval gehad, 'n week na haar, en sy sê vir hom, luister, gaan sê net vir my kinders, want ek sien hoe julle smart dit oor, dat ek mens mag gaan sê, wil jy my net vir hulle sê, ek lewe meer as wat ek ooit geleef het. Julle hoef verder so smart te wees, ek lewe meer as wat ek ooit meer geleef het hier, ek net jy moet dit gaan sê. Maak het baie kort, het 'n paar ander dinge gesien, maar hy vertel, die man wat toe weer terugkom, wat die Here terug toe stuur, hy vertel, dat op 'n stadium toe draai sy vrou om, toe sy klaar met hom gepraat het, en sy loop weg, en sy sê, en hy vertel dat, en toe agter haar kop, en een kant van haar kop, skyn daar hierdie helder lig. Maar hy sê, dit is so 'n lig wat net so uitstaan uit die agterkant van haar kop. En hy sê, Here, die engel of Jesus, hy sê, wat is dit? En die engel sê, weet jy, jy kan onthou nie. Daar in die ooste was sy groot geword. Toe sy kind was en groot geword het sy baie keer vir haar ouers en vir familie gesê, ek wil Jesus dien. Ek wil die afgode dien. Ek wil Jesus dien. En dan het die familie gekom, of die pa wat gekom, en haar in die kop geslaan. Te sê, jy kan nie hom volg, jy moet ons afgode dien. En elke keer het in die kop geslaan, totdat dit stikkend geraak het later. Hy sê, maar in die hemel, die wat vervolg is op aarde, in die hemel selfs liggaamlik, daar gee God in oorvloed, laat die lig daar uitskyn, uit vervolging uit. God voorsien alles, in volle oormaat, vir sy kinders in die hemel. En daardie vervolging het die lig het helder uitgeskyn, want sy was vervolg, omdat sy Jesus vervolg. Dit het my so getref, dat selfs God na dit kyk. Dis hoekom Paulus sê, wat die oog nie gesien, en wat die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, is wat God berei vir die wat hom lief. Kind van die Here, gelowige, die lewe is so kort, jou lewe spoed na die einde toe, maar hoor my, daar wag 'n ewigheid saam met Jesus Christus, sonder trane, sonder dood, sonder droefheid, sonder moeite, sonder die dinge wat ons baie so terughou, sonder al hierdie teenkante. Kan ek 'n paar dinge vir jou sê rondom die hemel? Wat sê die Bybel oor die Vader, oor God die Vader? Hy sê Matteus 6, die skrif is nou nie op, jy kan net terugdraai na die eerste skrif toe. Matteus 6 vers 9 sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Ons Vader, ons hemelse God Vader is in die hemel. Deuteronomium 4:39, daarom moet jy vandag weet en ter harte neem, dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander God nie. Ons hemelse Vader, ons God Vader is in die hemel. Dis hoekom ons bid, onse Vader wat in die hemel is. Wat van Jesus Christus? Johannes 6:51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het, Jesus. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek julle sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jesus het gekom vanuit die hemel. Hebreërs 1 vers 1, nadat God op baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Kan ek net gou iets hier net inbring? Ek wil nie oor dit praat, maar kan ek net inbring? Vandag hoor ek elke tweede ou sê voor sy naam profeet dit, en profeet dit, en ek is profeet dit, en ek is profeet so, en ek het wees versigtig. Die woord van die Here sê, in die ou dae het God op baie maniere in die ou tyd gespreek deur die vaders, deur die profete. Vandag spreek hy deur Jesus Christus, sy Seun.
Wees versigtig as iemand sê ek is profeet dit of profeet dit en wil net profeseer kom gee oor een en ander. Wees baie versigtig. Hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, terwyl hy ook die wêreld gemaak het. Nou sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wees en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Hoor nou, waar is Jesus Christus? Het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Aan die regterhand. Amper God se regterhand, nie kant so seer nie, maar hand, God se regterhand is Jesus Christus nou, maar hy is in die hemel. Die Heilige Gees weet ons, woon hier in sy kinders, woon hier in ons, kom woon in ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon hier, maar hoor wat sê in Johannes 5:7, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, die Woord Jesus Christus en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Daar's 'n verhouding. Daar's hierdie besonderse verhouding tussen God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons nou kom oortuig van wie Jesus is, wat hier kom praat in ons lewe, maar hy's voor die troon van God ook die hele tyd. Dink net daaraan. Dis die Gees van God, sê die Bybel, wat die dieptes van God ondersoek. Wat my en jou dieptes ondersoek en presies weet wat daaraan gaan, maar ook die dieptes van God. En dink daaraan dat daardie Gees, daardie Heilige Gees woon hier binne my. Wat een is voor die troon van God. Prys hom. Dink 'n bietjie daaraan, jy het ooit gewonder hoe lyk die Heilige Gees? Ek wil nie oor dit praat nie, maar die Bybel sê baie, hy is soos 'n duif, of hy is so, of hy is soos water, of hy is soos olie, maar jy het gewonder hoe lyk hierdie besonderse Heilige Gees, wat heilig is. Sy Gees wat in ons woon. Of het goed gaan of sleg gaan, of het moeilik gaan of vermoeid is, sy Gees wat in ons woon. By ons woon, in ons woon. Dis hierdie God wat ons aanbid. Hoe besonder is ons Here God? Hoe besonder is hierdie Here wat ons dien? Bybel praat van 3 hemele. Hy sê die eerste hemel is die atmosferiese hemel. Dit is 1000 kilometer hoog, Genesis 1 vers 20. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. As nie soos 'n 7de hemel en al hierdie goedjies wat ons praat nie, daar's 3 hemele. Die eerste een is hierdie een, 1000 kilometer hoog, hier waar die voëls is, waar die uitspansel is. Die tweede hemel, Genesis 1 vers 14. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken, sowel vir die vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as lig aan die uitspansel van die hemel, om die lig te gee op die aarde. En dit was so. Dis die hemel na hier waar die voëls is, dan is dit die hemel waar die maan en al hierdie dinge is, daardie deel. Maar dan praat die woord van God van die 3de hemel, die hoogste hemel, die woonplek van die almagtige God en skepper van die hemel en die aarde. Sy troon is daar gevestig. Psalm 103:19. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. 2 Korintiërs 2:1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal hom kom tot gesig en openbaring van Here. Ek weet van 'n man, Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, maar hy's weggeruk tot in die 3de hemel. Ons sal vir ietsie vra. Hoe moet ek gou vir ander sê gou bid nie. Hy het net gou uitgestap tol uit toe. Jy moet net gou vir hom bid nie. Hy het 'n bietjie hartprobleem. Ek wil vir hom bid. Dankie ons Here. Vader, in die naam van Jesus, kom ons bid gou. Ons bid nou vir hom ander Here wat ook siek is in hierdie tyd. Ek wil bid dat jy hom nou aanraak.
in Jesus naam. Spit vir ons, bid vir sy liggaam. Spit in die naam van Jesus vir mekaar as gelowiges. Ek bid dat U hom kragtig en besonder nou aanraak in Jesus wonder naam. Prys die Here. Baie dankie, kom ons aan. Die Bybel sê 3 hemele, so hierdie hemel, die 3de hemel is waar God is en waar Paulus sê self iemand van weet wat weggeruk is. Ek wil hê jy moet bemoedig word dat die beste lê nog vir 'n kind van God voor. Hierdie kort tydjie wat so vinnig verbygaan en dan is die ewige lewe, is daar 'n plek vir my en jou wat besonder is, wat ons nie kan oorpraat, wat nie woorde het nie, wat ver bo is wat ons kan dink of wat daar gesê kan word met ons woorde. Liewe broer en suster, wanneer ek gebore word, totdat ek die dag wat ek dood is een deel van my lewe. Dan praat die Bybel van net na die dood. En dan is daar na die dood wat ek in die heerlikheid van God is of weg van hom is, maar dan 'n finale opstanding eendag, wat die finale hemel en die finale aarde sal kom en die finale ewigheid is. Die werklikheid is, Paulus skryf hier in 70 mense 1:3, want ek word van weerskante gedruk. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus wees, en sê, want dit is verre weg die beste. Hoor wat sê, hy sê dit wat op pad is, dit wat die Here vir ons voorberei, is verre weg die beste. En dan sê hulle, maar terwille om te bedien, bly ek nog hier by julle. Openbaring 14:13, ek wil net vir die skrif nie, want ek wil hê, jy moet bemoedig word met wat God vir my en jou as kind van God voorberei. Hy sê, en ek het 'n stem uit die Here hemel aanhoor, aan my sê, skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Prys God vir my en jou. Prys God vir 'n kind van God wat sterf in Jesus Christus. Geseënd is hy wat sterf in die Here. Maar hoor mooi, jou werke volg jou. Jou werke volg jou, sê die Bybel. Markus 7:16, hulle sal nie meer honger, nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wyn en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal al die trane van hulle oë afvee. As ons vandag sou klaar maak hier, in 'n oomblik daarna, wil ek vir jou sê, gaan jy 100% plus bewus wees van waar jy is. Of in die teenwoordigheid van die Here by hom, of in die ewige verdoemenis, die hel. Sekerlik tot en met die opstanding, wanneer die ware hemel en die ware en die Lucifer in die hel gewerk word, al daardie dinge, maar dadelik is ons hier sterf, is ons of by God, of nie by God nie, of dis wat sy woord ons leer. Jy gaan totaal en al bewus wees van wat om jou aangaan 5 minute na die dood. Ons verwerp hierdie slaaptoestand waarvan mense preek en sê, as jy hier sterf, is jy eers in 'n slaap, en dan iewers vorentoe sal jy wakker word. Dis nie wat die Bybel leer nie. Wanneer ek sterf, dadelik daarna, is ek of by God, of nie by hom nie, of verlore in die ewige verdoemenis, en daarna later volg die opstanding, en daarna sal daar die finale aanbreek, soos God dit bepaal het. Hoor gou mooi, Paulus sê, baie duidelik, hy sê, by Christus is dit die verre beste. Dis die beste om eendag daar te wees. Kind van God, ons dien God nie verniet nie. Hy het 'n mooi plek, 'n ewige plek vir my en jou voorberei. Kan ek jou weer herinner, hier's my en jou lewe op die aarde. Al sou jy ook 120 jaar oud word, die oudste wat jy kan word hier, dis maar so 'n stukkie. Daarna hou dit nie op nie, daarna hou dit nie op nie, daarna hou dit nie op nie, dit hou nie op nie. Dis hoekom dit beter is om vir jou skatte in die hemel te vergader as skatte op die aarde. Ja. Dis hoekom dit beter is om alles in te sit op jou ewigheid in plek te kry, in reg te kry. Jesus het hoeveel male vir sy
disippels en sy mense gesê. My liewe broer en suster in Christus, is daar 'n hemelwerklikheid. Vir die bietjie jare wat Here God my nog gun en lewe gee op hierdie aarde, wil ek die Here uitroep en sê, Here, hou my vas. Hou ons vas totdat Jesus kom. Vir ek weet nou al daar is steenkanting. Ek weet baie keer val die duiwel en kan ek herinner, hoe moet ons met die duiwel werk? Jy sal onderwerp jou aan God se gesag, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Ek steeds nie lus om al die goed van demoniese goed en wat dit te hoor nie. Ek buig onder die gesag van Jesus Christus. En ek weerstaan die duiwel. Jesus, daar moet weerstaan word. Jesus, daar moet 'n wapenrusting aangetrek word. Maar die woord van God sê, dan vlug hy en hy moet vlug. Dis God se waarheid. Daarop staan ek, wil hy moet my vashou. Hy moet my vashou, want die grootste is wanneer Jesus terugkom, hy gaan daar wees. Hy gaan die lig wees. Hy gaan die son wees. Prys God. Dis hoekom daar 'n wolk van getuies wat reeds gesterf het in Christus eintlik uitroep in die heelal. Kind van God, jy wat nog op die aarde is, dien die Here. Moenie moed verloor nie. Hou vas. Dien hom tot die einde toe. Dis 'n wolk van getuies. Matteus 7:13 kan kom speel, wil dit gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Dis nogal regtig wat die Here sê, nee. Daar's baie op hierdie breë pad. Dis baie. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Regtig nie ek wil dit sê nie. Matteus 7:13 is wat die Here sê. So baie, hy is so baie wat afbeweeg, so baie wat moet opgee, so baie wat die sorge van die lewe, hierdie moeite wat ons so druk, wat oorgee nie meer wil. Prys God, mag ons vashou. Prys die Here. Want hy is daar, maar weet jy, daar is die ewigheid. Dink jouself in 'n lewe sonder siekte. Dink jouself in 'n lewe sonder hospitaal. Dink jouself in 'n ewigheid sonder probleme, teenkanting en al die dinge, sonder vervolging, vrede en rus in God se teenwoordigheid. Dink nie. Iemand sê baie keer by my, ek wonder of ek nou in die hemel gaan vervelig wees. Weet jy, ek sê vir jou iets oor dit. Verveligheid is 'n tydelike, menslike ding. Dit kan nie in die hemel wees nie. Jy gaan nie weet wat is verveligheid in die hemel nie. Jy hoor wat ek sê? Daar gaan nie 'n skade weer wees nie. Daar gaan nie lig wees. Jy gaan nie weet as iemand vir jou sê, jy's vervelig. Wat is vervelig? Dis hierdie liggaam en hierdie vlees wat al hierdie dinge met karring en borstel en sukkel en al hierdie goede. Prys God. Ek weet daar's van my familie wat aan Christus gesterf het. Prys God, ek sien van hulle. My tannie, my niggie sê, my oupa, my tannie se pa, maar hy koortjies gesin binne in die ouer huis in en binne in die hemel in. Koortjies gesing in die ouer huis en ek kan al sien hoe dans hy hoe prys hy voor die Here, aanbid hy, loof hy God. En ek wil hy sê, ek sien die hemel, ek sien ek staan, hou aan kinders van God, moenie nou opgee nie, dien hom, hou vas, Jesus, dis 'n werklikheid die hemel, is ook 'n werklikheid die hel, en ek praat met gelowiges, maar regtig 'n paar punte vir jou aanhaal net gou ten slotte, rondom wat ons in die hemel gaan kry. Eerste, ons is almal skrif vir hierdie wat ek sê, ons hemelse Vader woon daar. Jesus Christus ons verlosser woon daar. Die Gees van God, die Heilige Gees, sê die Bybel, Openbaring 4 vers 5, is daar voor die troon in die hemel, waar hy met God in die dieptes kyk, en hy woon nou ook hier by ons. Die paleis van God is in die hemel, die tempel van God is in die hemel, die troon van God is in die hemel, daar is 'n hemelse leerskaar,
Micha praat iets van in 1 Konings 22:19. Hy praat van engele, dan noem hy serafs en gerubs, lewende wesens, aartsengele, heilige engele, 10.000 roep die Bybel uit in die hemel. Dit moet 'n oog wees. Dit moet 'n oog wees. Dit moet besonder wees. En weet jy wat, kind van God, dis nie so ver nie. Dis nie so ver nie. Staan vas, bly by die Here. Bly by die Here. Paradys is in die hemel. Hy wil praat van as riviere, waterfonteine, bome en berge. Daar praat was baie van dit. Die hemelse Jerusalem, die Godstad wat op die einde in die hemel neerdaal, die nuwe Jerusalem is in die hemel. Hy beskryf in dit sy lengte en sy breedte en hoogte, alles hoe dit gaan lyk. Die glinsterstene, die glansglinsterstene wat daar is, sal hy nie word beskryf. Daar is musiek in die hemel. Siters en bassyne en lofliedere, praat die Bybel baie duidelik daarvan. Inteendeel, vrou het op haar doodsbed, in die boekie oor die laaste doodswoord, 'n vrou op haar bed gelê, en die wat omstanders vir haar verstaan het, vertel dat sy kon nooit reg mooi sing op aarde. Dit is eintlik waar vals. Sy kon nooit reg op die sterfbed, toe sy die heerlikheid van God sien op haar sterfbed, toe sê die mense rondom, toe sê dit begin sing sy die mooiste en die reinste, want sy hoor die engele van God sing en prys die koning van die konings. Bybel praat van hoor in die hemel, daar is waans van vuur, chariots, perde van vuur in die hemel. Die Bybel sê die geluksaliges, gebruik daardie woordjie, die wat in Christus is, ontvang wit klere in die hemel. Die oorwinnaars ontvang krone in die hemel. Daar's 'n kroon vir, as weet die 5 krone, daar's krone vir wat jy op die aarde moet bereik het en jy ontvang. Die Bybel sê die skatte, en ek wil gou met hierdie net afsluit, die skatte van die gelowiges op aarde word in die hemel bewaar. Dink daaraan, kind van God, jy so net met hierdie tydelike doen. Jy so te doen net om hierdie in plek te hou. Jy wil so alles net hier, dat dit reg en werk in jou finansies en geld en al hierdie dinge. En sekerlik die Here is met ons en hy weet, is hier dinge, lol en siekte, ander is wat uit, is hierdie goed, dit is daar en ons bid. Maar prys God, ek wil eintlik vir my rykdom daar in mekaar maak. Maar die Bybel sê die gesteel kan word nie, en die rand en die roes en die goed kan dit nie verweer. Ons maak rykdom as gelowiges. Dit maak nie die hemel vir ons oop nie. Jesus Christus en die feit dat ons hom aangeneem het en hom glo, is 'n genade gunsgawe van God. Dit maak dat ons die ewige lewe kan kry op grond van wat Jesus gedoen het. Maar kind van die Here, hierdie my liewe broer en suster wat Sondags getrou is met help in die planting, die Here sien dit raak. Dis deel van hemelse rykdom. Dus dit word alles aangeteken, die Bybel sê Openbaring, die boeke gaan opgemaak word. Daar's engele op hierdie oomblik wat alles neerskryf wat vanmôre hier in hierdie diens gebeur. Elke woord wat 'n preek skryf daar engel neer. Neels wat geroep is, het dit gesê en het dit gesê. Elke persoon wat luister hier, of jy nou moeg is of nie moeg is nie, en hoe dit ook al is, jou gesindheid, hoe jy dit ontvang, word neergeskryf, alles van jou lewe, alles oop en bloot voor die lewende God. Daarom wees versigtig hoe jy hierdie pad stap in die Here. Maak seker dat jou motief altyd die liefde is, dat jou motief Jesus Christus is, die seun van God. Dis hoekom ons dit doen. Ek sluit nou regtig af met hierdie Matteus 16. Moenie van julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, as jou skat mammon is jou hart daar.
Dit gaan net oor saai, vir ons manne wat ons net wil saam gaan, al die dinge. Manne, hoor gou vir my, dit is so, ons het dit gekry, ons moet saam gaan, maar hoor my, jy kan nie saam sonder die Here. Jy kan nie voorsien sonder die bron wat die voorsiening is, Jesus Christus nie. Al werk jy tot die oggend, tot die aand, tot jou vingers potblou is van werk, dit maak nie, dis God wat jou help om te werk en te voorsien en te help. Gee hom die eer, praat nie van leig, die Paulus sê, as jy leig, is my nie eet nie. Hy het vir Korintiërs gesê, wat beteken leig was, praat van, ons God is ons voorsiening. Want waar jou skat is, ja, sal jou hart wees. Prys God vir die stad. Prys God vir hierdie stad. Seker is 'n deel van my hart hier. Sy weet dit, ek sê dit vir haar. Dis ek jou stad. Dit sê dit maar. Ja, dis dit maar daar's 'n ander skat. 'n hemelse skat. Maar my hart is, wow, kan nie wag. Kan nie wag. Kom Jesus, kom. Kom. Ek wil eintlik nog net hier lewe soos Paulus sê. Ek het gesterf in hierdie lewe en die lewe wat ek nou lewe net tot eer van Jesus Christus. Wil jy nie gou saam met my staan? Ons gaan afsluit. Dit is wat Lukas 12:33 sê. Dit nou in konteks verstaan, waar die Bybel sê, verkoop julle besittings en gee almoses, maak vir julle beeste wat nie oud word nie, en skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Wat waar julle skat is. Ja. Is jou skat nog Jesus Christus? Is hy werklik jou, Here, ek woon nie in my Jesus, ek sit nou saam met hom in hemelse plekke, maar prys God, daar kom 'n dag, wat dit in die hemelse plek is, alles by hom. Ek wil jou vra, moenie nou moet opgee nie. Asseblief, kind van Here, ek weet die Bybel sê, dit word moeiliker. Die teenkant, die vyand is los, al die ding, maar ek wil vir jou vra, die Here gaan jou vashou, hy gaan jou beskerm, sy woord sê, hy sal ons vashou en ons bewaar, ek is met julle al die dae van julle lewe, hy sal julle nie los nie, maar ek wil jou vra, raak jy opgewonde, oor dat jy kind van God is, want dan lê beter voor. Sjop moet net gou hierdie, dis 2 minute, ek moet net hierdie, Billy Graham het gesê, hy sê, the moment we take our last breath on earth, we take our first in heaven. Those that het gesê, I can safely say, on the authority of all that is revealed in the word of God, that any man or woman on this earth who is born and turned off by worship is not ready for heaven. Ons leef in 'n verhouding, ons wil hom prys, hom aanbid en hom loof. To go to heaven fully, to enjoy God, is infinitely better than the most pleasant accommodations here. So kan ek aangaan. Charles Spurgeon het iets besonders gesê, prediker van die vorige eeu. There are no crown wearers in heaven who were not cross bearers here below. Neem jou kruis op, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my, sê die Here. Kom ons bid saam. Prys God. Vader, my gebed is vandag, en dit is vir my en vir elke gelowige, elkeen wat hier is, elkeen wat aanlyn luister, dat ons as kinders van God sal moed, sal staande bly in Christus, en God sal gryp, want Jesus, Paulus sê, ons hoop nie net op Christus vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Ons dit wat God vir ons voorberei het, dit kan ons nie praat nie, dis ver bo wat ons kan ooit oor praat. Dankie Vader vir daardie plek
in Christus hier, maar ook daardie plek wat vir die gelowiges voorlê, daardie plek wat vir die kinders van God voorlê, ewig by U, ewig in U teenwoordigheid, ewig in die vrede en die rus, sonder enige ding van moeite en trane word afgevee. Daarom bid ons, Here, help ons om vas te hou in Christus en staande te bly tot die einde toe. Tot die einde toe. Dankie Vader, ek bid dit nou vir elkeen wat sê, help my Here. As jy vanaf jou hand op sê, Here, help my net. Ek wil vas help my te staan en te bly in Christus totdat ek terugkom. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom o Skepper Gees. Kom maak dit lewe, kom hou dit vas, kom hou ons vas. Kom raak ons nou. Kom Jesus, ek bid nou. Dankie dat my naam in die boek van die lewe staan. Wil jy nie gou vir die Here dankie sê net so oomblik nie, dat jy gered is, dat jy verlos is, dat jy sy kind is, dat jy die ewige lewe het in Christus, dat daar 'n besonderse plek vir jou voorlê eendag in sy teenwoordigheid. Ek bid Here dat U kinders sal help om skatte in die hemel, terwyl ons hier leef en hier vir ons sorg en ons elke dag hier moet leef, maak ons ook skatte in die hemel by mekaar, wat nie gaan verdwyn nie. Alles hier sê U woord is tydelik, al die begeerlikhede van die oë, al hierdie rykdomme is tydelik, dit gaan alles verby. In Jesus bid ek nou, dat U kinders, U mense regtig begin lewe in 'n afwagting in Christus, want binnekort hierdie wêreld wys, binnekort kom Jesus terug. Die tekens word al hoe duideliker, Jesus Christus kom weer terug. Kerk van die Here, hoor gou vandag, hoor gou. Ek weet nie hoeveel jaar jy dit terug al gehoor het nie. Ek weet nie of jy dit 20, 30, 100 jaar terug gehoor het nie. Ek roep dit vandag weer uit. Jesus kom weer terug. Die koms van die Here, binnekort gaan hy kom op die wolke, sê sy woord. Ag asseblief gelowige, moenie nou stop nie. Jesus Christus staan voor die deur. Hy kom binnekort terug. Dankie Here. Dankie Here. My Jesus, help die kerk. Help die kerk. Help die kerk. Dis my gebed in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Ek bid dat die Here vir jou sal voorsien ook op die tydelike, dat hy hier ook vir jou sal deur ook maak. Ek bid dat hy jou besighede oral sal seën. Ek bid dat hy besonder ook hier wat ons bronne sal voorsien terwyl hy skatte in die hemel bymekaar maak. Here seën elkeen, seën hulle tydelike huwel. Ek bid dat die heerlikheid van die Here uit hulle skyn. Dat die heerlikheid in die Gees van God uit hulle skyn tot ander en ander Jesus sal begin volg oor hierdie mense wat hier voor U staan. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Volk. Yes. Julle tyd is binne die aarde. Yes. Amen. Ek kom, die hand skyn die kaf. Yes. Kry julle lippe reg. Yes. Want die tyd is min. Ek waarsku julle vir die laaste keer. Kom na my toe. Yes. Kom na my toe. En dat julle keiser kan vat en verruil vir die kroon in die hemel. Loof die Here. O, maak die saak met die Here kry met kry met plek. O, is nie speeltyd reg. Is nie meer speeltyd. Mense, daar gebeur goed op die aarde wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie. Van die mens. Prys die Here. Dankie Jesus. Dankie Here dat U verander het. Dankie Jesus, gebruik hom. Gebruik hom daar tussen ander. Gebruik die mense asseblief, Here. Asseblief, mense mag nie verloor gaan. Asseblief, Here. Dat die gelowiges vas staan. Nie nou moet verloor nie. O,
Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar hierdie laaste tree tot Jesus kom. Hierdie laaste sekondes, kom ons bid vir mekaar. Kom ons gee nie tot nie. Kom ons gee nie tot nie. Soos daardie dag instap in die ewigheid. Dan gaan ek jou moontlik toe kom en sê, dankie dat jy my motiveer. Dankie dat jy maar weer Sondag gekom en dankie dat jy vir my gebid het. Jy moontlik gaan nie na my toe kom of jy kan sê, dankie Niels dat jy gebid het. Dankie dat jy die woord bedien het. Dit gaan alles sin maak dan. Prys God, dankie vir die Gees. As 'n dringendheid. Jesus regtig sê, kry jou lewe in orde. Kry jou lewe in orde. Prys God. Dankie Jesus. Thank you, Lord. Tot die einde toe. Baie dankie. Die Here seën.